Vandag kyk ons na 'n ongelooflike chirurgiese prosedure, een wat ontwerp is om iets te stop wat ons almal vrees, 'n beroerte. Dink daaraan as, wel, amper soos presisie-ingenieurswese, maar binne in jou eie liggaam. So, daai vraag, wat as jy 'n beroerte kon keer voor dit gebeur? Dit klink dalk soos iets uit 'n fliek, nê? Nee, maar dis nie. Vir sekere mense is daar werklik 'n manier om daai risiko drasties te verminder, deur die oorsaak aan te pak lank voor dit die kans kry om regtig skade te doen. En om te verstaan hoe groot hierdie probleem is, kyk net na hierdie getal, 750 000. Dis hoeveel mense, net in die VSA, elke liewe jaar 'n beroerte kry. Dis 'n reuse getal. Maar hier's die interessante deel. Wat as ek jou vertel dat 'n groot klomp van hierdie beroeptes, tot so 20% van die is-chemiese soort, teruggevoer kan word na een enkele behandelbare probleem? Ja, 'n verstopping, sommer hier in 'n slagaar in jou nek. Goed, om dit te verstaan, moet ons eers 'n bietjie na die pype kyk. Dink aan jou karote slagare. Dis die hoofsnelweë wat al daai suurstofryke bloed van jou hart reguit na jou brein te vat. En soos jy kan raai, as daar 'n verkeersknop op hierdie hoofroete is, kan dit katastrofies wees. Nou, in mediese terme noem ons hierdie verkeersknoop carotis stenose. Dis eintlik met 'n fancy woord vir 'n vernouing van daai snelweg. En wat veroorsaak dit? Gewoonlik aterosklerose. Dis die opbou van 'n soort wasagtige stof wat ons gedenkplaat noem. En hoe presies veroorsaak dit 'n beroerte? Wel, dit gebeur min of meer so. Eers bou daai gedenkplaat op, maar die gedenkplaat self is nie altyd die groot probleem nie. Die ware gevaar, soos jy by stap 2 kan sien, is wanneer 'n klein stukkie daarvan of 'n klont afbreek. Daai stukkie skiet dan op na die brein, gaan sit vas in 'n kleiner bloedvat en sny die suurstof na 'n deel van die brein af. En dit is 'n klassiese ischemiese beroerte. So, hoe vind dokters hierdie tikkende tydbom in jou nek? Die sleutel natuurlik is om dit op te spoor voor dit die kans kry om af te gaan. Maar dis belangrik om te weet, nie almal met 'n verstopping is 'n kandidaat vir chirurgie nie. Dokters gebruik baie spesifieke riglyne wat op groot studies gebaseer is. Byvoorbeeld, as jy al simptome gehad het soos 'n mini-beroerte, kan 'n blokkade van 50% al genoeg wees om chirurgie te oorweeg. As jy geen simptome het nie, is daai drempel hoër, gewoonlik 70% of meer. En die belangrikste van alles, die voordeel van die operasie moet duidelik swaarder weeg as die risiko's. En hier's die goeie nuus. Die hoofmanier om dit op te spoor is heeltemal pynloos en veilig. Dis 'n duplex ultraklank. Dit gebruik doodgewone klankgolwe om 'n prentjie van die slagaar te maak en te meet hoe vinnig die bloed vloei. En dit vertel die dokter presies hoe erg daai vernouing is. Reg, so, die probleem is gevind. Wat nou? Wat is die oplossing? Wel, dis waar hierdie ongelooflike operasie, wat al sedert die 1950s vervolmaak word, inkom. Die prosedure se naam is 'n mondvol, 'n carotis en arterektomie, of sommer net CEA. Maar wat is dit regtig? Dink daaraan as 'n loodgieter werk op die allerhoogste vlak. Die chirurg maak letterlik die slagaar oop en skraap daai gedenkplaat wat so opgebou het heeltemal uit. Nou, chirurge het hoofsaaklik 2 maniere om dit te doen. Die konvensionele metode is soos om 'n pyp oop te sny, dit skoon te maak en dit dan met 'n spesiale patch of pleister toe te werk om seker te maak dit bly mooi wyd. Die iverversie tegniek is 'n bietjie anders, amper meer elegant. Hier sny die chirurg die slagaar af, draai dit soos 'n sokkie binne buite om die gedenkplaat af te skil en werk dit dan weer aan mekaar. So, wat's die verskil in die praktyk? Wel, die eversie tegniek byvoorbeeld het nie 'n pleister nodig nie en het dalk 'n effens laer kans dat die slagaar weer vernou. Die nadeel, dit kan bietjie moeiliker wees om 'n tydelike omleiding wat ons 'n shunt noem te gebruik. Op die ou end hang die keuse regtig af van die chirurg se voorkeur en natuurlik die pasiënt se unieke anatomie. En dit bring ons by die vraag wat almal seker nou wonder: wag 'n bietjie, wat gebeur met die brein terwyl die chirurg aan sy hoofbloedtoevoer werk? Ja, presies. Dis die kritiese vraag, né? Want om die bloedvloei na jou brein af te sny, selfs net vir 'n paar minute, klink ongelooflik gevaarlik. Gelukkig het chirurge 'n baie slim oplossing hiervoor. En hier is daai oplossing, die carotis shunt. Dis 'n merkwaardig eenvoudige, maar absoluut lewensbelangrike stukkie toerusting.
Dis basies net 'n klein pypie wat die chirurg in die slagaar plaas, bo en onder die blokasie, om 'n tydelike verbypad te skep. Dit laat die bloed toe om doodgelukkig verby te vloei na die brein toe, terwyl die chirurg die delikate herstelwerk doen. Nou die interessante ding is dat nie elke chirurg dit in elke liewe operasie gebruik nie. Sommige gebruik dit net wanneer dit nodig is. Hulle sal dalk die pasiënt wakker hou onder streeksnarkose om te kyk vir enige neurologiese veranderinge, of hulle kan die brein se elektriese aktiwiteit monitor. Ander meet weer die druk in die slagaar om seker te maak die brein kry genoeg bloed van ander roetes af. En dan is daar die chirurge wat dit net vir die wis en die onwis in elke enkele operasie gebruik. Goed, so na al hierdie tegniese detail, kom ons by die eintlike punt. Werk dit en wat is die risiko's? Wel, die mediese wêreld is hieroor oorweldigend duidelik. Hierdie aanhaling uit een van die bronne sê dit eintlik perfek. Die prosedure verminder die risiko van 'n beroerte aansienlik. En dit geld vir pasiënte met en sonder simptome. En hier is die harde bewyse. Kyk net na die syfers van die bekende NASCAT-studie. Vir pasiënte wat reeds simptome gehad het en 'n ernstige blokasie, wat hulle kans op 'n beroerte oor 2 jaar 26% as hulle net medikasie gebruik het. Dis daai eerste hoë staaf. Maar kyk na wat gebeur as chirurgie by die prentjie kom. Daai risiko tuimel tot net 9%. Dis 'n ongelooflike verskil. Maar kom ons wees eerlik, geen operasie is sonder risiko nie. En hierdie een gebeur in 'n baie besige area, vol belangrike senuwees. Interessant genoeg is die mees algemene komplikasies nie beroertes nie, maar eerder tydelike kneusing of besering van daai senuwees in die nek. Die senuwees wat die meeste geraak word, is die wat goed soos jou tongbeweging en jou stem beheer. Dit kan lei tot goed soos tydelike heesheid of dat die een hoek van jou mond 'n bietjie hang. Maar, en hierdie is die sleutel, die bronne sit eens dat die oorgrote meerderheid van hierdie beserings tydelik is. Dit gaan verby en herstel heeltemal. So, die eindresultaat is eintlik baie duidelik. Vir die regte pasiënt en as dit deur 'n ervare span gedoen word, is hierdie operasie 'n ongelooflike kragtige wapen in die stryd teen 'n moontlik verwoestende beroerte. En dit los ons met 'n laaste fascinerende vraag. Ons weet mediese terapie, goed so statines en bloedverdunners, word elke dag beter en beter. So, wat is die toekoms van hierdie operasie wat sy oorsprong reeds in die 1950s het? Gaan dit sy belangrike rol in beroertevoorkoming behou? Dis 'n vraag waaroor die mediese wêreld op hierdie presiese oomblik nog kop krap.